Goeiedag almal en baie welkom by leereenheid 2. In hierdie leereenheid gaan ons dan kyk na 'n getalbegrip en ook die onderrig van tel. Hierdie is in jou handboek by hoofstuk 4, bladsy 89 tot bladsy 97. Dit is dan waar hierdie leereenheid se werk is en in hierdie kontaksessie kyk ons dan na tel en ons kyk na telfoute wat leerders maak en ons kyk dan ook na 'n baie belangrike aspek, naamlik die ontwikkeling van getalbegrip. Die uitkoms waarin ons dan werk is dat ons wil verstaan hoe leerders getalbegrip ontwikkel in die grondslagfase. Voordat ons dan verder gesels in hierdie kontaksessie, wil ek eers hê dat julle na die volgende video kyk en dat julle dan 'n bietjie nadink oor wat dink julle is die verwantskap tussen tel en getalbegrip. 2. Go! 2. Go! And let's do number 3, 5. Ready? 6. Go! Very good. Well done. And do you want her to plus or minus? Plus? Do you plus? Okay, listen. 6 plus 2. Okay, 6 plus 2. Go! Wanneer ons dan kyk na die verwantskap tussen tel en getalbegrip, dan is tel die eerste vaardigheid wat leerders het en getalbegrip bou op dit. Maar jy kan tel sonder dat jy noodwendig getalbegrip het. Tel kan 'n tipe meganiese vaardigheid wees waar jy net die telreeks dalk opnoem, maar jy het nog nie 'n dieper verstaan van wat die getalle regtig beteken nie, so jy kan dit net in volgorde opsê. As ons kyk na die papegaai se gedrag, dan sal ons sê die papegaai het telgedrag, maar die papegaai het nie getalbegrip soos wat ons dit van leerders gaan verwag nie. Ons sien dat die papegaai verstaan 'n bietjie van hoeveelheid en die papegaai verstaan wanneer hy die klokkie meer moet lui of minder moet lui, maar wanneer ons praat van getalbegrip by leerders, dan wil ons hê dat hulle veel meer moet verstaan as net hoeveelheid en ons wil byvoorbeeld hê hulle moet verstaan dat 2 is minder as 4 en wanneer ek 3 items het, dan kan ek dalk kleiner groepies daarmee maak. So dis 'n konseptuele verstaan van verhoudings en hoeveelhede en dit is wat ons van leerders sal verwag. Hulle moet 'n volledige getalbegrip hê en nie net daardie half stimulus-respons tipe aksie hê nie. Hulle moet getalle verstaan in wiskunde en hierdie is baie belangrik dat ons regtig weet wat presies is getalbegrip en hoe ons dit ontwikkel by leerders. Omdat tel dan die vaardigheid is waarop getalbegrip bou, gaan ons dan eers kyk na wat is tel dan? En as ons kyk na tel, dan sien ons dit is 'n proses om 'n getal in 'n geordende reeks by elke element in die versameling te pas en die laaste getal wat dan toegewys word is die kardinale getal. En kinders kan getalle in die regte volgorde opsê voordat hulle dan 1-tot-1 ooreenstemming volledig sal ontwikkel. So hulle kan tel 1, 2, 3, 4, 5, maar hulle gaan nog nie vir jou voorwerpe kan tel en kan sê hoeveel daar is nie. Dit is wanneer hulle met 1-tot-1 ooreenstemming kan tel.
En in die handboek op bladsy 91 sien ons ook dat hulle beskryf tel as 'n ingewikkelde proses waar kinders dan getalwaardes op die naam leer noem. Maar dit is ook belangrik om te weet dat daar 2 tipes tel is. En verbale tel is dan jou eerste stap. Dit is eintlik die voorloper vir ware tel. So eers ontwikkel kinders die vermoë om net die getalname op te sê in volgorde. En dan daarna, dan gaan hulle dit koppel aan hoeveelhede en dan gaan hulle ook die kardinale waarde vir jou kan gee. So hulle gaan vir jou kan sê hoeveel voorwerpe is daar. En dit is dan wat verbale tel is wanneer hulle dit net opnoem en tel regtig in die volle sin van wat tel is wanneer hulle dan daardie getalname kan koppel aan simbole en ook werklik hoeveelhede verstaan. So dit is nogal 'n ingewikkelde proses, maar kom ons kyk na die 2 tipes tel. Hier sien julle dan dat die 2 tipes tel is dan verbale tel, soos ek gesê het, waar hulle net in volgorde die getalname sê, so ons noem dit eintlik ook maar rympie tel, wat hulle doen. En dan kry ons na dit, dat hulle dan voorwerpe kan tel, en wanneer hulle die voorwerpe kan tel, dan moet hulle met 1 tot 1 ooreenstemming kan tel, en hulle moet dan ook kardinaliteit verstaan. Hulle moet verstaan, as hulle al die voorwerpe getel het, dat die laaste getal wat hulle sê, is dan die hoeveelheid wat daar is. So, kyk na die volgende video, waar sy ook 'n bietjie meer oor tel vir julle verduidelik. We tend to think of counting as if it's just one skill, but in reality, counting takes 3 foundational skills all working together. My name's Beck, I'm a play-based learning specialist. So the first skill your child needs when counting is a verbal count list. That is just being able to recite the numbers in order. In the same way we can sing the ABCs, our children should be able to go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If your child does not have a verbal count list, their counting may sound like this. 1, 2, 7, 11, 11, 14. The next concept your child needs is one-to-one correspondence. This is the understanding that you match one object to exactly one number, and you only use a number one time while counting. If your child does not yet have one-to-one correspondence, their counting may look like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I have 10 bears. And the last skill your child needs is the concept of cardinality. That's the understanding that the last number you say represents the total objects in the group. If your child does not yet have cardinality, they may count like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many do you have? 11. I have 11 bears. Just like with all things in early childhood, there is a really broad range of when this is typically developing. Wanneer ons dan vir leerders betekenisvolle telaktiwiteite gee, dan help ons hulle om nou hierdie 2 vaardighede te ontwikkel. So ons help hulle dan om die vaardigheid te ontwikkel waar hulle die woorde in die regte volgorde sê. Baie keer wanneer leerders begin tel, dan gaan hulle tel 1, 5, 2, 7. So dis nog nie in volgorde nie. Maar nou het ons telaktiwiteite waar hulle dan nou leer om die getalname in volgorde te sê. En wanneer hulle dan nou daai vaardigheid het, dan kan ons aangaan en dan kan ons werk aan die vaardigheid om met 1 tot 1 ooreenstemming te tel, waar hulle dan nou spesifiek voorwerpe tel. En hulle het hierdie vaardigheid nodig om die woorde in volgorde te sê voordat hulle dan nou voorwerpe kan tel. En wanneer hulle dan met 1 tot 1 ooreenstemming kan tel, dan koppel hulle dit aan die hoeveelheid voorwerpe wat daar is en dan kan hulle verbale tel doen, maar hulle kan dan ook voorwerpe tel en vir jou sê hoeveel daar is.
Ons kyk dan nou eerstens na verbale tel, of dan ons noem dit ook 'n rympie-tel, want dis eintlik maar net waar die maats nou hierdie getalname dan nou in volgorde opsê. In jou handboek is dit op bladsy 92 en dan gaan dit ook oor na bladsy 93. Nou, wanneer hulle dan verbaal tel, in die begin, wanneer hulle begin tel, dan kan hulle ook net lukraak die getalname sê, so hulle sal sê 1, 5, 3, 7, en dit is eintlik maar waar hulle dan begin en leer om te tel. Dit is nie vreemd nie, dit is maar in die begin dat hulle die getalname net opsê, maar dan ontwikkel dit tot waar hulle dan nou die getalname in volgorde kan opsê. En hierdie tipe tel is dan ook 'n voorwaarde vir 'n resultatiewe tel. En dit is dan wanneer die leerders regtig voorwerpe kan tel met die doel om dan uit te vind hoeveel daar is. So hulle kry daai resultaat en hulle kan vir jou sê hoeveel daar is. Nou soos ons gesê het, eers begin hulle so die mekaar tel en dan vorder ons tot dan nou waar ons die volgende stap wat dan nou eintlik die finale tel is wanneer hulle dan voorwerpe kan tel. Nou hier by verbale tel is dit ook belangrik dat jy onthou daardie oorgang van 19 na 20 en van 29 na 30 is gewoonlik vir hulle baie moeilik wanneer hulle so ook dan nou begin tel. En baie keer tel hulle ook 18, 19, 12 in plaas van 20. So ons moet dan ook weet dat dit is vir hulle moeilik. Hulle sal ook sien baie keer op 'n 100 kaart, dan as hulle na die volgende rytjie toe moet gaan, dan is dit vir hulle moeilik en hulle weet nie eintlik hoe om dit te doen nie. So fokus ook dan daarop en help hulle om daardie oorgang te kry en te verstaan, maar van 29 gaan ons dan na 30 toe. Integreer dan ook verbale tel met liedjies en rympies en aksies. Aksies kan hulle ook help as hulle 'n sekere aksie doen en dan verander die aksie wanneer ons dan gaan van 19 na 20 toe, dat hulle dit dan ook onthou. En dan moet taalontwikkeling ook hier is belangrik en dit speel 'n belangrike rol en hulle taalontwikkeling moet reeds goed gevestig wees sodat hulle dan ordentlik kan tel. So leerders moet eers goeie gesproke taal hê voordat hulle dan ook goed sal kan tel. So nou kan die leerders dan nou in volgorde tel en hulle kan die getalname in volgorde opsê, maar nou gaan ons leer hoe om voorwerpe te tel, want daar is dan ook sekere vereistes wat hulle moet kan doen om voorwerpe te kan tel. En die tel van voorwerpe is dan die proses waar ons 'n geordende reeks by 'n versameling voorwerpe pas met die doel om uit te vind, maar hoeveel is daar? So hulle kan nou daar tel, nou wil ons weet hoeveel is in hierdie groepie of hoeveel voorwerpe is daar. Onthou ook, as hulle voorwerpe tel, dan leer jy hulle om van links na regs te tel. Dieselfde as wat 'n mens lees. Hulle kan ook die voorwerpe wegskuif wanneer hulle tel. Hulle kan ook aan die voorwerpe raak wanneer hulle tel. So gebruik daai tegnieke ook om hulle te help. Nou, hier by voorwerpe tel is dan daar 2 belangrike aspekte. Dit sluit dan in 1-tot-1 ooreenstemming en dan ook kardinaliteit. Hulle moet hierdie 2 goed kan doen om voorwerpe te kan tel. Nou 1-tot-1 ooreenstemming is wanneer hulle dan 1 vir 1 voorwerp tel en kardinaliteit beteken dat hulle dan die laaste getalletjie kan sê en hulle kan vir jou sê hoeveel daar is. Julle sal nog nie kardinaliteit het nie. En dan gaan hulle nie vir jou kan sê hoeveel voorwerpe daar is nie. Al kan hulle dit tel, kan hulle nie vir jou sê daar is 5 nie. Hulle gaan dalk vir jou sê daar is 9. En
onthou dan ook dat daar is 'n voorwerptel skema wat ons ook kan gebruik wanneer ons voorwerpe tel. Hierdie is dan die voorwerptel skema en dit is op bladsy 94 in jou handboek en dit is nuttig om dan te verstaan hoe leerders tel maar met betekenis. So hulle sê nie net 'n rympie op nie, hierdie is 'n doelgerigte aktiwiteit wat hulle dan lei tot die begrip van hoeveelheid. En dis dan nou wat ons wil hê. Nou hierdie telskema bestaan dan uit 4 komponente. Daar is die situasie, byvoorbeeld jy gee vir hulle 'n versameling telbare voorwerpe, so daar is dan goedjies wat hulle nou moet tel. Jy skep daar die situasie en jy sit vir hulle goedjies neer wat hulle moet tel. Die volgende ding is dan die doel, en die doel hoekom ons dit doen is ons wil uitvind, maar hoeveel voorwerpe is daar? En wanneer ons tel, is dit tog wat ons dan nou gaan doen, ons wil weet wat is die totaal. En dan is daar 'n aktiwiteit, dit is dan die handeling van tel. So wanneer jy nou vir hulle hierdie konkrete voorwerpe gegee het, dan gaan jy dit byvoorbeeld vir hulle in 'n groepie gee, en jy gaan vir hulle sê, maar hulle moet dit nou tel, en hulle kan dan nou besluit, as hulle dit byvoorbeeld in 'n rytjie ook pak, dan kan hulle van links na regs tel, en hulle kan dan elke voorwerp raak wanneer hulle dit tel. So al daai goed wat jy dan vir hulle geleer het om hulle te help, kan hulle dan doen, of as hulle in 2 tel, dan moet hulle weet dat hulle moet 2 tellertjies skuif wanneer hulle in 2 tel. So dis dan die handeling van tel en die aktiwiteit wat hulle gaan doen. En dan kry hulle 'n resultaat, en die resultaat gee dan die totale aantal voorwerpe wat daar is. So dit gee dan nou die kardinaliteit. En wanneer ons voorwerpe tel, dan moet ons onthou van hierdie telskema, want dit help ons dan ook om te kyk dat hulle ook met betekenis tel. So daar is 'n situasie, daar is 'n doel wat ons het 'n aktiwiteit, daai handeling van tel, hoe moet hulle tel, en dan wil ons 'n resultaat hê, en ons wil weet, maar hoeveel is daar? Wanneer leerders dan nou leer om met begrip te tel, dan is daar sekere beginsels wat hulle moet verstaan. En ons het nou al aan van hierdie beginsels geraak terwyl ons gesels het oor tel, maar kom ons gesels net oor al die beginsels saam, dat dit 'n samevatting is en dat julle ook verstaan, hierdie is wat hulle dan nou nodig het om te kan tel en om met begrip te kan tel. En die eerste beginsel wat hulle moet verstaan is dan stabiele orde. En dit beteken dat 'n telreeks is konsekwent. So hulle moet altyd tel 1, 2, 3, 4, 5. Die getalname moet in volgorde opgesê word. Ons kan nie 5, 7, 3, 6, ons kan nie so tel nie, want dan gaan ons nie weet hoeveel voorwerpe daar is nie. So die stabiele orde is altyd deel van tel. Die volgorde, die getalname en 'n telreeks is dan konsekwent. Dit bly in 'n spesifieke volgorde. Dan is daar die 1-tot-1 ooreenstemming. Hulle moet weet dat wanneer jy voorwerpe tel, moet jy elke voorwerp slegs 1 keer tel. So hulle moet die voorwerp dan merk of, soos ek gesê het, wegskuif of verwyder, en dan moet hulle weet, daai voorwerp word net 1 keer getel en ek het nou daai voorwerp getel. Partykeer dan gaan hulle ook tel en dan tel hulle weer voorwerpe of hulle begin weer van voor af. So hulle moet besef, ek tel elke voorwerp net 1 keer. Dis hoekom dit dan ook help as hulle dit byvoorbeeld in 'n rytjie pak of aan dit raak of dit wegskuif, dat hulle dan ook onthou, ek het daai voorwerp klaar getel. Kardinaliteit het ons dan gesê, beteken die laaste woord of die laaste getal. So dit is die hoeveelheid, die antwoord wat die leerder moet gee. Wanneer hulle dan kardinaliteit verstaan, dan gaan hulle tel en hulle gaan sê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daar is 7 appels.
Wanneer hulle nie kardinaliteit het nie, gaan hulle ook tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan gaan jy vir hulle vra, maar hoeveel appels is daar en dan sê hulle vir jou 12. Of hulle begin weer 1, 2 en hulle weet dan nie hoeveel daar is of wat is die totaal nie. So kardinaliteit is dan ook 'n belangrike aspek hier by tel. Dan volgorde irrelevansie, dit beteken maar net, dit maak nie saak hoe jy die voorwerpe groepeer nie, solank jy elke voorwerp net een keer tel. En dan die totaal gaan dieselfde bly. So hulle moet weet, dit maak nie saak by watter voorwerp jy begin nie, as jy nou begin tel het by die blou blokkie en jy het hulle in 'n rytjie gesit en getel, maar dit bly dieselfde en nou sit jy die geel blokkie eerste, dan gaan die voorwerpe en die hoeveelheid nog steeds dieselfde bly. So dit is dan ook belangrik dat hulle weet, dit maak nie saak hoe jy hierdie voorwerpe groepeer en waar jy eintlik begin nie, dit is net belangrik dat jy met 1 tot 1 ooreenstemming tel. Dan beweging beteken stygende omvang of hoeveelheid en dit is dan die beginsel wat hulle moet verstaan. Dit beteken stygend, so wanneer jy dan tel, dan word dit altyd 1 meer. So as ons tel en ons sê van 2 na 3, dan word dit 1 meer. En dieselfde kan dan ook gebeur met dalende omvang. Wanneer ons terugtel, dan gaan elkeen 1 minder word. Of wanneer ons springtel, wanneer ons in 2 tel, dan gaan dit elke keer 2 meer word. Ons tel 2, 4, 6, 8, 10. En wanneer jy byvoorbeeld so konkreet tel, kyk ook dat hulle 2 blokkies op 'n slag skuif. Partykeer skuif hulle net 1 blokkie, maar hulle sê 2 en nog 'n blokkie, dan sê hulle 4. Hulle moet verstaan, ek tel in 2, so dis 2 en dan 4 en dan keer word dit met 2 meer. En dan die abstraksie is die beginsel wat hulle ook regtig onder die knie moet kry en dit beteken maar eintlik net die leerders moet besef dat wanneer hulle tel, kan dit op verskillende maniere voorgestel word. So jy kan verbaal tel of jy kan voorwerpe tel en die een wat dan ook onder abstraksie val is wanneer leerders nou die simbool en die syfer en die voorwerpe en alles bymekaar moet bring. So hulle moet weet dat 5 is die getal naam 5 en dit is ook die hoeveelheid 5. En al daardie moet dan bymekaar kom sodat hulle met begrip kan tel en weet wat as ek 5 sê, dan beteken dit daar is 5 fisiese voorwerpe. As ek 6 sê, dan beteken dit daar is 6 blokkies. En al hierdie moet dan ook ontwikkel voordat 'n leerder dan getalbegrip kan ontwikkel. Nou wanneer leerders dan nou leer om te tel, dan kan daar natuurlik telfoute voorkom. En dit is belangrik dat jy weet as onderwyser waarvoor om te kyk en wat kan gebeur. Die beste is om waarneming te doen, om die leerder te vra, maar kom sit hier en kom tel hierdie vir my, en dan kyk jy wat doen hulle. En hier is dan 'n paar goed waarna mens kan oplet. Tel hulle 'n teller slegs 1 keer. Baie keer gebeur dit, veral as jy vir die leerder 'n klomp goed daar neersit en dit is in 'n groep of sommer net so in 'n hoopie en jy sê vir hulle, maar tel vir my hierdie, dan is daar byvoorbeeld 5, maar hulle tel 1, 2, 3, 4, 5 en dan raak hulle weer aan 1 en dan sê hulle daar in 'n 6 en 7 en dan sê hulle vir jou daar 7. So, dit is dan ook hoekom ons gesê het, dit is makliker as hulle dit in 'n rytjie pak en van links na regs tel, of as hulle dit een vir een dan ook wegskuif, sodat hulle seker is, hulle tel elke teller net 1 keer.
Dan die volgende ene is sê hulle die telreeks in die regte volgorde. En dit is dan ook hierdie eerste prentjie wat julle sien. Wanneer jy byvoorbeeld vir hulle vra om te tel en hulle tel 1, 3, 5, 6, 8, dan gaan hulle nie vir jou kan sê hoeveel daar is nie. Hulle tel met 1 tot 1 ooreenstemming, hulle raak aan elkeen, maar hulle sê die telreeks in die verkeerde volgorde. Dan kan ons ook kry waar hulle tellers oorslaan, en dit is dan die volgende prentjie. Dit beteken die leerder tel te vinnig, so hulle tel die regte telreeks, maar hulle 1 tot 1 ooreenstemming is verkeerd. Hulle tel 1, 2, 3, 4, 5, maar met 1 raak hulle dalk in die eerste een, en dan sê hulle 2, 3, en dan raak hulle eers aan die tweede blokkie, so hulle sê dit te vinnig en hulle handjies is te stadig om dan aan elkeen te raak. En dit is dan wanneer die 1 tot 1 ooreenstemming verkeerd gaan. En dan kan leerders minder tel as wat daar werklik is, of hulle kan meer tel as wat daar werklik is. En met hierdie fout wys hulle dan te vinnig na die voorwerpe. So die telreeks is reg, maar die 1 tot 1 ooreenstemming is verkeerd. En baie keer gebeur dit wanneer leerders se mondjies te vinnig praat en hulle handjies beweeg net te stadig om by te hou. So die leerder tel te vinnig. Hulle sê 1, 2, 3, 4, 5, maar die 1 tot 1 ooreenstemming is net vir hulle te vinnig om aan alles te raak. En dan gaan hulle kry hulle ook meer as wat daar is of minder as wat daar is. Soos in hierdie prentjie het sy dan 3 gekry, maar daar is nie net 3 lekkers in die rytjie nie. Ons het dan nou na verskeie aspekte van tel gekyk en nou beweeg ons na getalbegrip, want tel is die beginpunt vir getalbegrip. 'n maatjie wat kan tel het wel nie noodwendig 'n begrip van getalle nie. So dit is net die beginpunt. En nou moet ons verstaan, maar wat is getalbegrip en wat moet alles by die leerders ontwikkel word vir getalbegrip? Baie keer dan hoor ons met jong leerders, dan sê die mamma, die maatjie is 2 of 3 jaar oud, kom tel gou-gou, laat hulle hoor hoe tel jy. En dan tel daardie maatjie 1, 2, 3, 4, 5, en dit is in die regte volgorde, en dis goed, want dit is waar tel begin. Maar onthou, daardie beteken nie dat die leerder nou al getalbegrip het nie. Hulle het nou net eers begin tel, en hulle leer nou daai wat ons sê, om die getalreeks in die regte volgorde te sê. Maar dit beteken nog nie, die leerder het getalbegrip nie. Nou kyk ons na, wanneer het 'n leerder dan getalbegrip? Nou, soos ons reeds gesê het, is getalbegrip dan 'n baie belangrike konsep in wiskunde wat 'n kind moet leer. Maar getalbegrip beteken nie, jy gaan vandag voor in die klas staan en vanmiddag het al die leerders getalbegrip nie. Hulle sê eintlik, number sense is die Engelse woord daarvoor en number sense is not taught, it's caught. So dit gaan oor hoe jy dit in die klas doen en of die leerders dan getalbegrip gaan ontwikkel. Dis nie iets wat ons net in een les gaan onderrig nie. En wanneer ons byvoorbeeld dan kyk na 'n getal soos 3, dan weet ons maar 3 gaan altyd 3 bly. Dit's op dieselfde plek op 'n getallelyn, wanneer 3 is tussen 2 en 4, 2 gaan altyd voor dit wees en 4 gaan altyd na dit wees. 3 beteken ook altyd 3 voorwerpe. Dis hoeveel jy gaan uitpak wanneer jy 3 sien. Maak nie saak hoe jy die voorwerpe rangskik nie, dit bly altyd 3 voorwerpe.
En dan weet ons ook die syfertjie 3, daar's 'n getalnaam 3 en die hoeveelheid bly altyd dieselfde. So daar is verskeie goeders wat ons by getalbegrip gaan na kyk en wat ons alles moet ontwikkel. Maar getalle is waar en seker en getalle bly altyd betroubaar. Getalbegrip of getalbewussyn is eintlik maar amper dieselfde konsep. Stel leerders dan in staat om sin te maak van die omgewing en om dan ook syfervaardige mense te word. En dit is tog eintlik die doel van wiskunde. Die leerders moet kan sin maak van getalle. Hulle moet syfers verstaan, want dit help hulle ook om hulle omgewing te verstaan. Jy kan net dink as 'n leerder in 'n winkel inloop en hulle moet dalk die pryse lees en dit kos R11, maar hulle weet nie wat beteken 11 nie en hoe lyk 11 en hoe moet ek betaal nie, dan maak dit nie vir hulle sin nie. So ons wil hê hulle moet regtig getalle verstaan en dit moet vir hulle sin maak en so ook hulle omgewing. As jy 'n huisnommer moet soek en die huisnommer is 101, dan moet jy weet hoe lyk 101 om dit te soek. En dit gaan moeilik wees om by die regte huis uit te kom as jy nie die getal verstaan nie. Daarom is die doel van wiskunde dan ook om vir hulle syfervaardig te maak en om die omgewing om hulle dan vir hulle ook verstaanbaar te maak. En daarom ontwikkel ons dan ook getalbegrip by leerders. Nou, hoe kweek ons dan nou getalbegrip? Onthou, soos ek gesê het, dis nie iets wat jy in een les doen en jy sê reg vandag gaan almal getalbegrip kry en dan werk ons daaraan nie. Hierdie is geïntegreerd in die wiskunde en dit is verskeie vaardighede wat leerders dan moet bekom. Maar jy moet weet wat dit is, sodat jy kan seker maak jou leerders het getalbegrip, omdat alles in wiskunde verder hierop gaan bou. So die eerste een is dan, die leerder moet getalle kan koppel aan hoeveelheid. So hulle moet vir jou kan sê, die syfertjie 3, wanneer hulle dit sien, dit is 3 voorwerpe, of ons gaan 3 klippies uitpak, of ons gaan 3 knopies uitpak. So hulle moet weet wat die hoeveelheid is. En dit gebeur dan ook gewoonlik deur tel. So dit is waar ons dan gesê het, ons begin is by tel en dan ontwikkel getalbegrip. En eers doen ons dan rympie tel en dan doen ons wat ons noem rasionele tel. En dit is dan tel met begrip en 1 tot 1 ooreenstemming. Dit beteken wanneer hulle dan 'n voorwerp kan wegskuif, dan weet hulle as hulle 1 klippie vat en dit skuif, dit verteenwoordig 1. En wanneer hulle nog 'n klippie vat, dan weet hulle nou is daar 2. En dan kan hulle ook daai 2 voorwerpe koppel aan die syfertjie 2. So hulle weet die getal simbool vir daai 2 klippies word so geskryf en dit is wat 2 beteken. En daarna bereik hulle dan ook kardinale begrip. Dit beteken nou kan hulle tel 1, 2, 3, 4, 5. Hoeveel voorwerpe is daar? Daar is 5. Hulle weet die laaste getalletjie wat hulle gesê het is 5 en dit is hoeveel daar is. Dan ontwikkel hulle ook getalsverhoudinge en hulle begin insien meer as en minder as. So dit beteken byvoorbeeld die syfertjie 3 en dan weet hulle, maar 3 is kleiner as 7 en dit is minder as 7. En wanneer hulle 3 sien, dan weet hulle ook byvoorbeeld, maar 3 gaan meer wees as 1. So hulle verstaan die getalverhoudinge en hoe dit dan mekaar raak en wat is meer as en wat is minder as. So ons het nou oor baie goed gesels oor getalbegrip, maar kom ons vat dit net 'n bietjie saam en ons sê dan, maar wat beteken dit as jy sê 'n leerder het getalbegrip?
Getalbegrip is dan 'n skerpsinnige begrip van getalle. Hulle verstaan getalle, maar wat moet hulle alles verstaan? Hulle verstaan eintlik dat die getalle veelvuldige gebruike het. Hulle verstaan dat 3, as hulle 3 sien, is dit die syfertjie 3, dit kan 3 liter wees, dit kan 3 voorwerpe wees, dit kan 3 kilogram wees, so 3 kan ons op verskillende maniere gebruik, en dit is dan die veelvuldige gebruike daarvan, waarna ons kan kyk, maar hulle weet, wat is 3, en wat beteken 3 liter, wat beteken 3 kilogram, wat beteken 3 voorwerpe, hulle gaan dit vir jou kan sê. En dan ook getalle se interpretasie, so hulle verbind dit dan nou aan hoeveelhede. En wanneer ons dit interpreteer, dan kan hulle ook vir jou sê, maar dit is baie of dit is min. Ek het 100 albasters. Juffrou het baie albasters. Of my maatjie het net 2 albasters. Hy het min albasters. So hulle kan dit interpreteer en vir jou sê. En dan is dit ook wanneer jy getalle met gesproke woorde verbind. So hulle besef dat wanneer jy die 3 hardop sê, dan is dit dieselfde as wanneer jy vir hulle die getalnaam of die woord 3 gaan gee. Hulle weet daai 2 is dan verbind aan mekaar. En dan kan hulle ook die simbool verbind. So wanneer hulle 3 voorwerpe sien, dan weet hulle hoe om die getal simbool 3 te skryf. Hulle kan al vir jou die getal simbool 10 skryf, wanneer jy vir hulle 10 voorwerpe gee, en dan verstaan hulle ook die gesproke woord, die getalnaam 10, dit pas alles by mekaar. Dan die kardinale aspekte het ons van gepraat, hulle verstaan nou dat wanneer hulle 'n groepie voorwerpe het, en hulle tel dit, is die laaste getal, dan dit wat jy gesê het, en dit is hoeveel voorwerpe daar is. En dan verstaan hulle ook ordinale aspekte, en dis ordinale tel. So hulle verstaan as jy vir hulle sê, eerste, tweede, derde, en hulle kan goed in posisie plaas. As jy vir hulle sê, raak aan die 3de blokkie, dan weet hulle, raak aan die 5de blokkie, dan verstaan hulle dit, en hulle kan dit doen. So dit is wat getalbegrip is, en wanneer ons getalbegrip by leerders ontwikkel, dan het hulle al hierdie aspekte waarvan ons nou hier gesels het, en hulle kan dit alles doen, en dan sê ons, maar hierdie leerder het 'n goeie getalbegrip. En julle sal dan ook sien, wanneer ons nou verder gaan in hierdie module, waarom is hierdie getalbegrip so belangrik? En hoekom moet ons seker maak dat ons leerders het 'n goeie getalbegrip? Soos ons dan nou gesien het, is daar verskeie belangrike aspekte by getalbegrip, en om dan hier af te sluit by getalbegrip, gaan daar 'n video wees wat dan vir julle dit 'n bietjie meer prakties wys in die klas aktiwiteite, en dan verduidelik dit ook hoekom getalbegrip dan belangrik is vir wiskunde in die later jare. So alles is nie noodwendig op grondslagfase gemik nie, maar wanneer 'n leerder 'n goeie getalbegrip het, dan gaan dit ook vir hulle verder in wiskunde help. Hey everybody, Christina Tonwald here. I was just checking to make sure the live stream was working. Been a while since I've done one of these things, but I got a request to do a short video about what number sense is and why it's so important, because I have some long videos, but this one's going to be short. So first thing is I get a lot of questions and concerns really about students' lack of number sense. And it is a huge concern, and I'm not saying it's not, but the hard part is we have to make sure that we define number sense in order to really know what they're lacking. So in today's video, that's what this is all about, is what is it and why is it so important? So I am going to switch over, hopefully here, if I can figure this out. I'm going to switch over
to my screen and share a few things with you that way. So let me see here. This is always fun doing it live. Okay. So we're going to talk about what it is and why it is so essential for our students. So this is the most quoted quote about number sense from Howden, and she says, the part that I love about this, that she says, is that it develops gradually as a result of exploring numbers, visualizing them, and relating them. And to me, that is what number sense really is all about. I've said it a ton of times, but if you've never heard this, I'm going to repeat it again. Number sense can't be taught. It is caught. Our kiddos develop their number sense through the experiences that they have. That's why we, unfortunately, I guess we have kids coming in to kindergarten with vastly different number sense because they've had vastly different experiences. We have some kids who've gone to preschool for 2 years and maybe have a parent like me who does a lot of experiences for them. And then we've got kiddos who come in with no experiences. And it's not that they don't understand numbers, they just haven't had experiences with them. And it's nothing against parents or anything, but if I didn't have the job that I have, I wouldn't know what to do. You get a lot of info about what to do for reading, but for number sense, there's not a whole lot out there. So what exactly is number sense? And in this quote, she says that it's a good intuition about numbers and their relationships. And every time that I've seen that quote, it has bugged me. I do not like that part of the quote because it doesn't tell me what to do. How do I teach that? And so it wasn't until I saw John Van de Wal's work and his colleagues in teaching student-centered mathematics that I really found what I feel like is what number sense truly is, something tangible that I can take and do with my kiddos. So they talk about 4 relationships that kids need to have to develop their sense of numbers. So here's the first one. The first one is spatial relationships. This goes along with subitizing, however you say it, but it's having a visual to go with a numeral. But it's not just having those visuals, but talking about how they relate. So I can have that visual of 3 and I can have that visual of 4, but really, what does that tell me about 3 and about 4? What kind of relationships can be built once we have those visual pictures? Because if I just have the digit 3 and the digit 4, it doesn't build hardly anything for me as a kiddo, right, about what 3 and 4 are, but these visuals do. So giving kids those visuals to go with a number is the first place to start. Then once you have those visuals, you can move into the next 3. The second one that they talk about is that kids need to know instantly what is 1 and 2 more and less. If I just give a digit 6 and ask the kids what's 1 more, just knowing that 7, the digit 7 is next, doesn't really tell me much about it. But if I have a visual like this math rack, the top one is showing 6, the bottom one is showing 7, that helps me understand better about 6 and 7 and how it is 1 less and 1 more than each other. Okay. The third one is the benchmarks of 5 and 10. So taking that visual idea, we want to have visuals, but the visuals matter. So I could have a string of 9 things and say that's a visual representation of 9. It is, but it doesn't help me develop what 9 really is in relationship to other things. And the benchmarks of 5 and 10 are really, really huge. So taking those 9 things, putting them into the 10 frame helps develop how 9 relates to 5 and how it relates to 10, along with seeing that it's 9 individual things. We get to develop the relationship. The last one is being able to understand that a whole can be broken into parts and that parts come together to make a whole. So I know textbooks do a great job of having us break all of these apart. We do lots of activities with number bonds and whatever else you may call them, but being able to show all the parts that make the whole. We'll do that with the numerals, but we also want to do them with the visuals to help kids have the visual aspect. But it's also really important to spend time talking about not just what are all the ways you can break apart 7, but when would you break 7 into a 1 and a 6 versus a 2 and a 5? What's the point of being able to break that apart? Now, here's my spiel a little bit about
why it's important, because we have all of these standards being thrown at us, and this is just a sampling of some of the standards that are out there. But really, it's not about focusing on that standard. If you focus on developing sense for your students, all of these standards become so much easier to do. Okay, so let's look at a really quick example. Let's say I want to do 9 plus 7, and I could just have kids memorize 9 plus 7, no big deal. But if we spend time developing relationships and we have visuals to go along with 9 plus 7, and kids are starting to develop that, wow, 9 plus 7 is really like having 10 plus 6. I could take one and give it and fill the 10 frame, like if they have that visual in their mind, I could fill the 10 frame and then I just have 6 left over. That's awesome. And it seems, like if I'm like, oh, that takes like a lot of time. I could just memorize it. But the power of building number sense is that it lasts beyond just like their facts like this. And let's say we move into problems like this, where we have to add and subtract and become fluent within 1,000. Well, doing this problem, yes, I could stack it, do the traditional algorithm, but man, this problem would be so much nicer if I could just move one over and create 300, and then now I've got 300 and 356. That problem is way nicer than stacking it. And so relationships going in your classroom, get 1 and 2 more and less, which then moves into 10 more and less, 100 more and less, then the benchmarks of 5 and 10. And when you're doing fractions and decimals, those benchmarks become the whole numbers and the halves. Those become benchmark numbers. And part, whole, being able to break numbers apart and know when to break them apart is an essential piece of that. If we can develop those things for our kids, it makes all of the other standards so much easier. I know it's hard to slow down and spend some time focusing on number sense, but if you do, you can actually speed up through a whole lot more of the standards and your curriculum, because kids will get it a whole lot faster. Instead of taking a lesson and having to spend 3 or 4 days on it because it's not clicking with the kids, if we can slow down and take the time to develop their number sense, then the standards that we need to be addressing this year become a whole lot easier. Now, I know this was a very quick overview, but that's what I was asked to do. So it's a quick overview of what number sense is, but I hope that this has helped you build your math mind so that you can go build the math minds of your students. Have a great day. Ons het dan nou hier gefokus op 2 baie belangrike aspekte van wiskunde in die grondslagfase, tel en dan ook getalbegrip. Ek hoop dat dit goed gaan met elkeen van julle en dat julle 'n lekker week verder sal hê en ons gesels weer. Totsiens!